het nooit daar nie. Maar jy weet, ons daarom so vir ons dat sy ook kon sien wat sy so baie moes opvreet van my. Ongeduld. En ek is vreeslik dankbaar dat sy nou hier kon wees. Ek wens net hulle kon langer bly. Die kinders het juist 'n week van die skool afgevat. So ons is maar net, ons sal maar daar verduidelik as ons aan die ander kant uitkom. Ja, ek wil ook nou, Deleen het nou gou in die huis ingehardloop. Ek wil net vir haar vreeslik dankie sê vir al haar moeite. En sy is dan 'n bilie van 'n vrou. Daleen gaan nou met die vliegtuig terug vertrek na Suid-Afrika. Ek hoop nie hy los ons hier nie. Sê nou hy ry terug Suid-Afrika toe nou. Wat? Ons dan is kopter. Ja. Daar gaat hy. Ons gaan nou 'n besoek bring aan die dorpie Liwondi, net buite die park. En ry oor die Shire rivier, die uitloop van die Malawi meer. Aandenkingsmouse langs die pad. You choose all of this to that one. What price? I said just to give you 20 for those two. How much? 20. 20 what? For two. Like two. 15. Gideon, is dit waar jy gister op met hulle gaan haal? This is the last one. You guys only for this one, sure. Now did you do stop. I want to I know for this for this. What is your first? Very good. Amper hier, ons amper vasgeloop. Ja maar, kyk daar voor. Ja, daai is dit. Sir, ek ruil hierdie 3 olifante vir my caps. En toe vra die ou nog 3 kwatsjas daarby. Dink jy dit was 'n goeie deal? Dit was 'n bargain. Ja. En dis 'n caps wat ek verniet gekry het. Volgende keer bring ek baie caps saam, ek het baie by die huis. Ja, lyk my hulle hou van die caps. Ons kom Bokkerlaai. Bring ons ou klere en goed saam. Ons gaan nou 'n besoek bring aan die Mboelkamp. Verder in die park in geleë langs die groot Shire rivier met sy baie krokodille en seekoeie.
Operasie Swart-Wit Pens is afgehandel. Die Bouma is afgebreek en word nou opgelaai, want binnekort moet ons vertrek na die volgende vangoperasie, Baster Gemsbok. Hier sag Dirk hulle swart goud. Een dik Mopani boom. Jou se agterboor bene maks. Maar joh, hier giet jou nou amper iemand loop. Yes, jy was nou. 'n bloody dronk skepsel loop voor die cruiser. Sommer net stadig. Weet jy gesien hy het aangehou loop. Hy was op die stadium toe jy daar verby is, toe sy al amper in die middel van die pad. Ek dink nie as hy weet daar's 'n ding wel. Ja, maar hy het soos 'n normale geloop, dit by hom kom, die slinger hy. Ja, jy sien hy met die fiets, wat so geparkeer is in die pad. Ja. Staan hy met die borrel, hy's drop. Gideon, sê dis so. Nee, jy kan sê dan okay, wat's my opinie, dan gee ek my opinie. Ja. Dan sal ek sê hoe ek voel, die ding is van die begin af reg gedoen en dat dit kon nie vinniger gedoen word en so aan. Jy moet bietjie sê van daai die verskil tussen die Jet Ranger en die Robbins hierso. Dat jy die Jet Ranger verkies in die Hoë Mopani. Nee, dis 'n mistasting. Nee, ek het al reeds gesê, ek mis 'n Robinson hier. Jy moet ons net so 'n kort vinnige practice rond te kry en dan dit doen. Nee, dis moeilik om dit 2 keer oor te doen. As jy net jou koers het, dan kan jy maar deurgaan daarmee. So dan vra jy nou maar net wat dink ek en ons maar nou sê eers wat jy wil sê. Hoor jy die Right. gaan moet jy nie kom sit op nie. Of jy nie wat gaan hulle maar so deurloop hier om nie. Jy moet net nou aanstel gaan wat sak as jy die want jy verwaar jy moet sê dis stadig as. As jy aan kan sak, moet jy dit vinnig doen. Want jy verwaar jy moet hulle weet nie wat. Jy moet so maak. Clap start. Het julle nie 'n klepper nie, want dis so zef om 'n klepper te hê. Ek sien stage 2. Alright. Jy reg. Okay, jy kan nou begin en dan sal ek nou iets sê as jy my vra. 1, 2. Okay. Right, ons sit hier nou so hier by Chalindakamp. So 4.500 kilos vanaf Lolly. En die buffel van hy het voete. Chalinda, jy's die mekaar. Jy's min slaap gehad. Daai is van die rond daar. Ek kan mos nie so lieg op TV nie. Ek glo met ons. Onthou, dit is internasionale inligting wat jou enige toekomstige operasies erg kan beïnvloed. So, Hoor jy kyk net julle so net 'n bietjie nader om ons. dis half moeilik. So, ja. Ja. Ja, so. Dis 'n close encounter. Net jy my arm vat hoor. Ek grap. Ja. Alright, is jy gereed? Okay. Gaan. Right, dis nou die voorhand voor ons vertrek hier van Liwondi. Ons is klaar met die swart-wit pense. Ons het ons getal van 65 klaar gevang. En ons sal môre, ons het nou vandag al die vragmotor gelaai, al die goed afgebreek. Ons is van hier af op pad na
Lilongwe toe, waar ons môre net die goed sal aflaai en dan die volgende operasie, die Wassergensbokke se pylery weer die nodige goed sal laai en dan opgaan na Mzuzu toe. Van hier af na Lilongwe toe is so 250 kilos en van Lilongwe tot by Mzuzu waar die volgende kwarantynestasie is so 380 kilos. En dan sal ons van daar af seker Vrydag se kant. Vrydag op Nika toe. Op Nika toe. Nika is so 185 kilos noordwes van Mzuzu. Die operasie hierso was baie suksesvol. Ons is baie dankbaar dat dit so goed gegaan het. Dis min dat mens die voorreg het om by een Bauma kraal by die 100 diere te vang sonder enige verliese. Ons het so klein bietjie krapmerkies gehad op 2 van die bokke se bene en daar's een nou bokkie wat so 'n bietjie 'n horingsteekie weg het, maar ons het antibiotika gespuit, so ons glo nie dit sal 'n probleem wees nie. Die bokke was baie mooi. Die kondisie is pragtig. Dit is regtig van die mooiste witpense wat ek nog ooit gesien het. Hulle is besonderse bokke. Daar's baie van hulle wat baie rooi is van die koeie. En dan is daar ook heeltemal swart koeie. Maar in hulle kondisie is geweldig mooi. Dirk, ek weet nie, hoe het jy die operasie gevind met jou helikopter? Hoe die Jet Ranger gewerk? Hoe het jy al jou algemene indrukke van dit? Soos ek tevore gesê het, ek sou liewer vir hierdie spesifieke operasie Robinson wou gebruik het, omdat hy beter wild vang in 'n Bauma, omdat hy kleiner is en ratser is en tussen bome kan vlieg waar die Jet Ranger bietjie te groot is. Maar ons kan seker nie kla nie, omdat die operasie was, jy kan sê 100% suksesvol in die sin dat elke trop bok wat ons gebring het, het in die Bauma ingehardloop. Dis selde wat jy so 'n situasie kry, en dit was selfs met winde wat nie altyd 100% was nie. Ons het 'n paar keer bietjie swak wind gehad wat uit die Bauma uitwaai. Ons kan dus uit die aard van die saak nie eers sê dat ons moes dit of dat gedoen het nie, want jy kan nie meer suksesvol as dit vang nie. As ons bokke gebring het wat nie ingehardloop het nie, dan kan 'n mens miskien gesê het, miskien sou 'n ander site beter gewerk het, maar daar was niks daarvan nie, en van die begin af glo ek was ons beplanning en ons benadering reg gewees, omdat ons het eers 'n bietjie tyd spandeer om 'n area deur te kyk. Ons het op die kaart die troppe aangedui en dit as deel van ons beplanning ingebring om seker te maak dat ons die Bauma opsit in 'n area waar daar wel bokke is. En as ons kyk na die klein area waarin ons geopereer het om daardie quota bokke te vang, dan kan 'n mens net vermoed dat daar moet baie meer wees, want dit is 'n klein area wat ons basies mag gedek het. En ek dink as ons die ding ernstig beskou, kan 'n mens net sê dat dit is die hulp van die Here wat alles so goed laat werk het, omdat daar is baie gebid vir hierdie operasie en daar is baie mense wat tans nog steeds bid. So ons verlaat hierdie area hierso in die hoe sê hulle, in the highest spirits. Ons voel goed en ons sien uit na die volgende fase van die operasie. Al wat ek kan sê is van die Bauma bouery. Ek dink dit was baie verstandig van
ons is helikopterman en die besluit wat ons geneem het om eers mooi te gaan kyk waar wil ons die Boma bou. En die Boma was, as jy so 'n Boma gebou het, die eerste paar bokke is maar die krisis. As hulle goed deurgaan, dan het jy halfpad gewen, want dan weet jy die Boma werk. As die wind reg is, gaan hy bly werk, solank daar bokke is. Gelukkig was die area goed, daar was genoeg bokke, so dat het eintlik baie goed gewerk wat die Boma betref. Ons het eintlik nie een keer bokke gehad wat omgedraai het nie. Almal is gevang wat deur die seile ingekom het. Ons het een ongeluk gehad van bokke wat mekaar deur die een kant se seil gestamp het, maar dit is beslis niks met die Boma te maak gehad nie. Dit was maar basies iets wat jy by enige wild van operasie kan verwag. Paar insidente het ons gehad, dit is verseker. Een het ons gehad toe ons videoman die helikopter afneem, toe daar bokke 5 meter agter hom staan en ons net mooi geëis het daarbo dat hy dalk nie naderhand vir die res van hierdie operasie sal beskikbaar wees nie, want as een van daai bokke besluit het, kyk, sy rug is breed genoeg om 'n paar horings in te plant, dan was daar moeilikheid geweest. So ons is baie dankbaar die bokke toe omgedraai en teruggehardloop. Maar andersins die wind was ongelooflik goed geweest. Dis baie selde dat mense Boma het wat 4 en 5 dae staan, waar jy konstant altyd die regte wind gehad het. Ons het met tye die wind ons 'n bietjie skrik gemaak, maar normaal die kere wat ons wou vang was die wind